as dit by 'n mens kom, en dit kom by die kerk, en ons kyk in hierdie tydperk na die opstanding, hoe God ook belangstel in ons nuut word, dan doen hy dit op 'n bietjie van 'n ander manier met mense. Want ons is nou eintlik al ou nuus binne in die kerk. En ons raak ook in groewe, en ons raak ook in gewoontes vasgevang, en ons raak ook in lekker gemaklike zones waarin ons in beweeg, en daarom moet die Here saam met sy opstanding, moet hy vir ons 'n bietjie nuut maak, laat ons ook kan opstaan en kan doen wat hy wil hê ons moet doen. Daar is soveel vervulling daarin, en hoe daai een ou kerkvader gesê, hy het gesê, sonder die Here kan die mens nie, maar sonder die mens wil God ook nie. Hy wil ook nie sonder mense soos ek en jy, wat 'n bietjie soms hierdie energie moet inkry, en dit begin by ons denke. Daarom in hierdie lied het ons ook gesing, vernuwe nou my denke. Kom ons kyk hoe die Here dit vandag vir ons wil aanspreek, en hoe ek ook daarop kan borduur. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid en vra die Here se seën. Here, baie dankie dat u belangstel om ons ook 'n bietjie te kom aanvuur, en te kom inspireer, en te kom laat nie dink, en dankie vir die arsenaal van wonderlike skatte wat daar is. Dis maar eintlik net ou mense, ou hande, ou gedagtes, ou denkpatrone wat so bietjie moet nuut reggeskit word. Dan val hierdie dinge in ons harte en in ons hande. Gaan ons hande oop, begin ons dinge doen wat ons ook moet doen. Maar dankie dat u nie vir ons kwaad is nie. As ons so stagneer, dankie vir die geduld en liefde, en nooi ek u uit om self aan die woord te kom deur u woord, maar kom doen ook tog baie meer as wat my stem kan doen en wat 'n mens se ore kan doen. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons maak die Bybel oop en ons ontdek hoe God met liefde, met nuut, die gedagte rondom nuut, hoe dit op God se lippe leef. En ons moet vanoggend hoor dat God stel belang in nuut, maar nie nuut soos in 'n nuwe bakkie wat ons gaan in 'n glaskas sit om hom op te pas. Nuut in terme van bruikbaarheid. Bruikbaarheid, gebruikbaarheid, beskikbaarheid. Dit is die woorde wat leef in die hart van gemeentes en van lidmate, en veral in hierdie tyd na die opstanding. Jesus het nie net opgestaan vir ons in ons liggaam en die hemel nie, maar ook vir ons bediening. En dit moet ons nooit miskyk nie. Maar kom ons hoor net 'n bietjie, hoe sien God dinge wat nuut moet gebeur. Kyk 'n bietjie hierna. In Jesaja 43:18 tot 20, moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Maklik, eenvoudig. Dit kom van God af. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. En dan sal ons ook sien, as ons na Openbaring toespring, ek maak alles nuut. Nuut is in die hart, in die oë en in die wil van God. En dit is, solank hy ons koning is, solank hy Here en hoof van hierdie gemeente is, sal die Here nooit ophou praat met ons oor nuut wees, nuut dink, nuut doen. En hierdie nuwe goed, sê Jesaja, dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere opspring. Die tweede gedeelte met 'n kosbare 1 hoofstukkie boek in die Nuwe Testament. 'n briefie wat Paulus geskryf het aan 'n eienaar van 'n slaaf. Hierdie eienaar se naam was Philemon en sy slaaf was Onesimus. En in die tronk het dit so gebeur dat Paulus en hierdie slaaf mekaar ontmoet. En tipies aan Paulus het hy hierdie slaaf na Jesus toe gelei. En dan stuur hy hom terug na hierdie Philemon toe. Niet dat wonderlike goed met hierdie ou gebeur. Bruikbaar. Ek lees daar van vers 11 af. Hy sê, nadat Paulus gesê het, nou stuur ek hom terug na jou toe, hierdie slaaf wat gesteel het. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie,
maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. En ek stuur hom na jou toe terug, en my hart gaan saam met hom. Julle, wat 'n mooi getuigskrif is dit nie, vir iemand wat by Jesus 'n draai gemaak het, en gekroon is met hierdie verklaring. Jy's bruikbaar, die ou dinge is verby, jy's nuut. Kom ons kyk wat kan met jou gebeur. En daarom is die tema vir vanoggend meer bruikbaar as ooit. En ek wil heel eers begin, en ek wil oor hierdie klein dingetjie praat. Kan jy hom sien? Wat noem ons dit? Wat maak jy met hierdie ding? Huh? Ja, in Engels noem hulle dit 'n bread clip. Jy nou brode gaan koop, dan is daar nou, hy kom mooi by die huis aan, met hierdie klippie oor die plastiek, wat nou daai broodjie daar mooi vashou, en so aan. En dit bestaan al vir baie jare, maar in lande soos Amerika het hulle verskillende kleure, hulle het selfs die datum en die vervaldatums hier op hierdie klein dingetjie. Maar om een of ander rede, wie sal met my saamstem, kan hierdie nogal 'n klein irriterende dingetjie wees in jou huis. Om een of ander rede bly hy nie op daai brood nie. Om een of ander rede bly hy ook nie op die toonbank nie. En die snaakste ding van hierdie is, as ons die hele huis uitgevee het, tel jy hom op, of in die kombuis, of buite op die stoep. Wie van julle het al dieselfde ervaring van hierdie klein dingetjie, wat nie op sy plek wil wees nie? Ek weet nie, hy moet tog gebruikliksvriendelik wees, maar miskien moet ons dalk net nie dink oor hom, want die feit dat hy so rond lê, en nie op sy plek is, nie moet julle met my saamstem, is nou nie sy skuld nie. Nee, dit lyk vir my, dit is dalk ons skuld. Ek gaan kyk of ons vanoggend 'n bietjie oor hierdie irritasie, hy's 'n groot irritasie in my lewe. Dit het vir baie lank, het ek hom elke oggend opgetel van die vloer af. Ek het naderhand gesê, Here, lyk my is 'n boodskap hierin. Kom ons kyk of ek 'n bietjie dit kan gebruik as 'n preektema een of ander tyd. En kan ons ook nie dink oor hierdie broodklippie. Ek gaan nou 'n bietjie iets meer sê oor dit. Nou wil ek heel eerste praat oor hoekom ons geloof van tyd tot tyd so 'n nuwe inspirasie kort. Hoekom dit goed is om gewoonlik na die herdenking van die opstanding in Paasfees ook te kyk na dinge in my geloof, in my geloofsgewoontes, my passie, my visie, my entoesiasme, my gehoorsaamheid, my lidmaatskap, my bruikbaarheid. Dis alles goed wat nou in die volgende tyd tot en met die hemelvaart kan ons 'n bietjie in die kerk 'n geleentheid kry om te fokus op goed wat dalk ook in jou lewe kan opstaan. Goed wat sluimerend is, goed wat diep weggeberg geraak het en miskien gewoond geraak het, te gewoond, te gemaklik daaraan. En die eerste wat ek wil aanspreek vanoggend is, wat is God se doel met ons geloof? Hoekom wil God ons aanwakker en aanmoedig? Hoekom is dit gedurig daar? En hy doen dit nie met 'n sweep nie. Hy doen dit nie met skel en raas nie. Hy doen dit met dieselfde krag wat in daardie graf was. Dit sê die woord vir ons. Daardie selfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het. Daai krag lê latent vir ons, vir jou en vir my in wag. Ons moet dit net begin benut. So dis nie nodig vir God om weer vuur en swaal en swepe uit die dak uit op ons te laat neerdal nie. Daar is krag vir ons. Dit is soos ondergrondse water, ons moet net die put oopmaak, dit sal na ons toe kom. Wat is die doel met ons geloof? Eintlik net een, en dit is om vir God te leef, deur met woord en daad te getuig dat jy sy kind is. So nou kan jy dink, as dit vir jou gemaklik geword het om op 'n afstand te staan en toeskouer te wees, daar is altyd 'n dominee,
Daar is altyd iemand anderste. Ek hoef nie. Dan moet ons volgend hoor, dis iets wat ons al byvoorbeeld kan aanspreek, wat kan opstaan. Daar is nie so iets in die woord, dat gemeente wees gaan, oor toeskouer te wees, en altyd te weet, daar sal iemand anders wees. Daar sal iemand anders wees wat die hospitaalbesoeks gaan doen. Daar sal iemand anders te wees wat by die voorbereidingsspanne sal betrokke raak. Daar sal iemand anders te wees wat by die bazaar, ek is net die toeskouer. En dan wil ek vir jou sê, mag die Here vir jou laat opstaan. Mag die Here vir jou laat opstaan uit daardie modus uit waarin jy in beweeg het, want die vervulling van ware Christendom lê nie in om toeskouer te wees nie. Daar's soveel wonderlike goed wat ons op uitmis. God het tog nie hierdie kerk vir ons gegee as 'n straf nie. Maar dit is wonderlik as jy kan begin betrokke raak. Nou om ons te help om uiteindelik met woord en daad te getuig, moet ons vanoggend vir ons sê dat ons hoofafrigter in 'n gemeente is God self. En daarom het ek nou een aand hierdie droom gehad, God preek. En hy nooi my uit. En hoe gaan dit klink die dag as God preek en aan die woord is? En ek sit vir 'n slaggie daar. En ek onthou in hierdie droom was al die mense wat ek in my lewe ontmoet het om my gesit. Maar mag ons nooit vergeet dat die hoofafrigter van ons geloof, joune en myne, nie ek myself is en alles wat ek regverdig, selfs die feit dat ek kan goed wees en goed doen, al doen ek eintlik niks nie, is ek nog steeds 'n goeie mens. Jy kan nie dit regverdig nie. Wanneer die groot afrigter reg langs jou staan, gaan hy liggies sy hand op jou skouer sit en vir jou sê, dit is nie my wil nie. Lees weer die evangelies. Lees Handelinge, lees die ontstaan van die kerk. Ons moet getuig met ore, hart, woord en dade. Dit moet uiteindelik oorgaan in dade. Die opstanding is dus uitnodiging om elkeen van ons te gaan ondersoek en binne in jou hart en te vra, Here, wat is hier wat weer ook so moet opstaan met daai selfde opstandingskrag, dat dit eintlik voel ek wil uit my vel uitbars, want ek is opgewonde. Kan ou mense, ou gewoontes, ou hande, ou tradisies, ou gebruike vars nuut word? Verseker, ek glo dit met my hele hart en met my hele lewe. Toe ek jonk was, het ek 'n klein biblioteekie van preke gehad. En toe ek in 'n gemeente kom en ek sien ek moet hier jaar in en jaar uit elke Sondag preek, het ek onmiddellik na 'n groot mentor toe gegaan en gevra, hoe op aarde bly 'n dominee vars? En dit was sy antwoord. Die Here hou jou vars, solank jy aan die Here vashou, hou die Here jou vas. En hoewel dit nog steeds 'n groot uitdaging is, kan ek getuig daarvan dat die Here ons as leraars inspireer om altyd vars en nuut te bly. En as dit met my kan gebeur, kan dit met julle ook gebeur. Ek het geen twyfel daarin. Nie dink, nie doen, en selfs meer bruikbaar wees as ooit van tevore, glo ek met my hele hart, is binne in almal van ons se bereik. Want die Here het 'n arsenaal van skatte gegee. Hy kan niks meer gee nie. Dis daar. Al wat ons moet doen is om 'n paar goed op te gee, weg te gee, minder verskonings. En hoe meer ons harte oopmaak, gaan ons hande oop, maar die vreugde van betrokkenheid, die vreugde van liefde te gee, die vreugde van om te gee, want dit is onbeskryflik mooi. Die vrugte daarvan is so wonderlik, so mooi soet smaak. 'n Mens mag nooit eendag op jou ou bed kom en sê, ek het my doel in my lewe gemis. Kan die Here my net weer 'n paar dae gesond maak? Dan sal ek 'n paar dinge wil gaan anders te doen. Ons moet nooit by dit uitkom nie. Doen dit eerder nou.
Doen dit in hierdie week, doen dit vandag. Dit is die inspirasie wat na ons toe kom. Anderste raak hierdie dingetjie wat met moeite ontwerp is en uitgedink is, nutteloos. Hy word een kant gegooi. Hy word nie aangewend waarvoor hy aangewend moet word nie. Kom ons dink nie saam oor hierdie broodklippie verder. Ek wil vir julle aan hierdie ou bekendstel vanoggend, Floyd Paxton, wie ken hom? Moet nou nie vir my sê, hy was die stigter van die musiekgroep Pink Floyd nie. Ek dink die ou van Pink Floyd, sy hare was nie so kort nie. Hy het ook nie so dik bril gehad nie. Julle Floyd Paxton, hier sien julle die man wat hierdie dingetjie ontwerp het, wat ek in my hand het. Hy sit in 1952 op 'n vliegtuig in die VSA. Hy eet 'n pakkie grombontjies en hy wil nie die grombontjies klaar eet nie. En hy wonder hoe gaan hy die pakkie toe kry sodat die grombontjies kan vars bly. Hy krap in sy reissak rond en hy kom af op 'n ou bankkaart en met 'n pen maak hy vir hom op hierdie vliegtuig met 'n gat wat hy deur die bankkaart met sy pen gedruk het, die eerste wat later sou bekend gestaan het as 'n breedklip. Hy het dit gemaak. En sedertdien genereer hierdie irritasie wat by my en jou meer op die vloer lê as wat dit aan 'n brood is, meer as 200 miljoen rand per jaar. Dit is die beste plastiek vir herwinning. Julle kan met 'n projek begin. Tel net elke dag 'n breedklip op. En dan bring julle dit hiernatoe. Ons gaan 'n paar rand kry vir herwinning. Daar is 'n webtuiste wat my baie geïnteresseer het en dit is dat hierdie breedklip nou vir meer as 27 ander goed voor gebruik kan word. Onder andere as 'n ritsluiter gebreek het, kan jy hom nou daar inhak en pst, daar gaan hy. Dit het verlede Sondag met my gebeur, net voor kerk. Ek wil net vir julle sê, baie belangrik as jy hom nou gebruik, haal hom tog net weer af. Dit is nogal belangrik. Ons moet hom maar afhaal. Anders gaan jy lyk soos 'n broodjie, jy weet. En dan julle kan nie glo wat kos hierdie goed nie. Die mense gaan al vir kwaliteit en jou duurste pak wat jy kan bestel in Suid-Afrika, want mense gebruik dit vir so baie goed. Hulle sit tot drade in die huis, merk hulle daarmee, maar julle kan gaan kyk. Hy's nou nuttig vir 27 ander goed waar Floyd Paxton oorspronklik hom net ontwerp het vir brode. En die groot pakke met baie duursame plastiek gaan jou oor die R1000 kos hier in Suid-Afrika. Skielik julle dink ek nie oor hierdie dingetjie. En al wat ek weet om hom sy bruikbaarheid terug te gee, vra eintlik van my as die gebruiker om nie te dink oor hom. Stem julle saam? Ek moet ophou om so haastig te wees. Ek moet ophou om so ongeduldig te wees, want ek kry hom net nooit weer presies soos wat hy was toe ek hy brood gekoop het nie. Maar later het ek gesien as ek hom daai sakkie net mooi opwen en mooi geduldig is, dan sit ek vir hom weer terug. Dis net daai stukkie finesse, bietjie dit rustiger vat, uit my gewoonte kom, van as ek mos in daai kombuis is, moet ek mos soos 'n warrelwind daardeur gaan. Plaas daarvan dat my kombuis 'n plek eerder sal wees waar ek bietjie kan rustig raak, sit 'n stukkie mooi musiek by, geniet jou kombuis, maar alles is deesdae spoed, en dit is waar ons dinge verloor, is met spoed. Nou kan ek nie dink oor Floyd Paxton se ontwerp, 27 ander gebruike, maar ek is die een wat moet verander. Ek is die een wat moet nie dink oor hom.
en so gaan hy sy bruikbaarheid terugkry. En hiermee dan ook die uitnodiging, dat as God wil dinge nuut maak, die woestyn word dan in die woestyn 'n pad, die pad word met bloeisels en blomme besaai, moet ek begin nie dink, dat nuut wees ook in my geloofslewe en in my Christendom is absoluut moontlik. Die verandering gaan by my begin. Dit gaan nie iemand anders te wees wat dit vir my gaan doen nie. As ons dink aan Paulus met hierdie slaaf binne in die tronk, is dit Jesus Christus 'n ontmoeting met my hoofafrigter in die lewe wat vir my leer om 'n langtermyn atleet binne in die kerk te wees en nie net in te kom vir 'n vinnige sprint nie, maar hoe om vas te byt. Dan is my afrigter Jesus Christus. En my blomme en my vreugde word opgedra aan hom. As dit net oor my gaan en my tekortkominge en ek word so gou teleurgestel of afgehaal of dit is kritiek wat iemand gegee het, dan gaan 'n mens vinnig ophou om te probeer om uit te kom by die wil van God en te doen wat jy moet doen. Die Here is baie lief vir ons en is baie geduldig met ons. En ek wil vanoggend vir julle sê, en julle ken ook die term, 'n mens kort partykeer 'n bietjie TLC. Julle die kerk kort TLC. Tender love and care. Lidmate kort dit. En die opstanding van Jesus Christus is die grootste vorm van tender love and care vir my en vir jou. En die potensiaal wat dit inhou, en as ek hier voor my kyk, en ek sien julle hier, en ek dink aan die 10 miljoen Christene wat vandag in hierdie land eredienste bywoon, dan dink ek net aan wat 'n fantastiese potensiaal het ons van hoop en van geloof en van lewe en van 'n verskil maak. Ons moet net begin om toe te laat dat die krag van die Heilige Gees hier jou laat nie dink oor wie is ek, wat kan ek doen, wie is my afrigter, wat is die kerk, hoekom is ek hier? En as dit by jou gaan uitkom om vreugde vir my hemelse Vader terug te gee, want hy het ons gemaak vir sy vreugde heel eerste, dan die vreugde van die geloofsgemeenskap, gaan daarvoor, want dit is een van die wonderlikste goed wat daar is. Moet nooit daarvan weghardloop nie. Ek sluit af met wat Jesus sê in Lukas 5. Niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Onthou nou net wat gebeur is, hierdie wyn, die nuwe wyn was eintlik nog besig om te gis, of te fermenteer, en baie gas gemaak. So as jy dit nou in 'n ou velsak gooi, dan druk daai gasse, boem, laat hierdie ding soos 'n ballon bars. Nee, hier staan dit, die nuwe wyn sal die velsakke laat oopbars, en dan is die wyn gemors, en die sakke is daarmee heen. Nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word. Julle, kom ons, laat van ons nuwe velsakke maak. Nuwe wyn, nuwe energie, nuwe drome, raak betrokke, elke week, al hierdie afkondigings wat kom, waar daar hulp is vir die gemeente, maar ook vir jou persoonlike lewe. Daai afskeep, aand na aand, nie dankie sê Jesus vir my lewe, my hartklop, my hande en my voete, wat nie pyn nie. Ons gaan net aan, is moeg. Skeep dit af, los dit. Daar is iemand anders wat dit gaan doen. Kan ons nie dink daaroor? Dis die uitnodiging na die opstanding. Asseblief, gee jouself heel eerste 'n kans
en sê, kom ek probeer, al kan ek nie by die kerk by goeders betrokke raak nie, en ek is nie vir die bazaar nie, en ek is nie vir dit nie, maar kan ek begin om my gesindheid te laat nuut word, sodat as ek praat ek meer mense hoop in, en as ek positief, as wat ek negatief is en verbitterd en neerslagtig is, kan ek vergewe, kan ek met my lewensmaat, my huweliksmaat, of met ander familielede, kan daar vrede en versoening kom, kan daar, hoeveel ander goed kan niet kom, maar soveel dinge, en jy weet, waar die Here vanoggend sy vingertjie neerlê, om vir jou te sê, ek wag vir jou. Miskien moet jy net begin, om nie te dink, en te weet wat 'n wonderlike potensiaal jy is. Mag dit met ons gebeur, en mag ons die vreugde, vrugte daarvan pluk en geniet.